Ek gaan vanoggend vir jou 'n boodskap bring, 'n baie vreemde boodskap. Okay, ek wil vir ons lees, my tema is, God ken jou hart. God ken jou hart. En dit handel oor die eerste menslike tiende van God. Jy sien, ek lees baie boodskappe, ek luister na baie boodskappe. En baie mense sê, en selfs predikante sê dit. Mense hoef nie tiende te gee nie. Dit was in die ou tyd gewees. In die ou tyd het mense tiendes gegee. Jy hoef nie nou meer tiende te gee nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen uit die put van die hel. Want my God sê, hy is die God van gister, vandag, tot in alle ewigheid is hy dieselfde God. As God gesê het, 5000 jaar terug, moet jy tiende gee, gaan hy vandag ook vir jou sê. En tot in ewigheid gaan hy vir jou sê, jy moet jou tiende betaal. En jy weet, dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor die 10% wat jy aan die Here spandeer. Hoeveel tyd spandeer jy met God? 1%? Of 0,0005%? Sien, dit gaan daaroor hoeveel tyd spandeer jy met God. Nou in Genesis 28, vers 20 en 22. Genesis 28, vers 20 en 22. En dan wil ek elkeen wat vandag ingeskakel is, ook welkom heet vanoggend saam met ons. Vers 28, en Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, luister mooi, en Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en as hy aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek. Vers 21, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. Sien, hy maak 'n belofte, en sê as die Here hom beskerm, en hom sal terugbring na die huis van sy vader toe, sal hy sy God wees. Sal God altyd met hom wees. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, dat wanneer jy 'n belofte aan God maak, kom dit na. Kom jou belofte na, wanneer jy 'n belofte aan God maak. Jy weet, baie jare terug, toe ek in 2001, 2002, toe ek begin studeer het ek 'n belofte aan die Here gemaak en gesê, Here, as jy my gaan help, dat ek slaag, beloof ek u, gaan ek dit en dit en dit doen. En jy weet, ek het eksamen geskryf, en toe ek na my dosent toe gaan, ek vra vir, ma'am, how did I do? And she told me, sorry, you didn't pass your English. En ek het Engels eerste taal gedoen. Nou, ek is nie goed in Engels nie. En my moed het in my skoene ingesak, want die departement het my daai tyd net 2 jaar gegee om my eksamen, of om my kwalifikasies te kry. En ek kry 'n boodskap van die Tingaan, en sy sê, ja, sy wil my graag sien. Ek gaan toe na haar toe, en terwyl ek so sit en gesels met haar, sê ek van, you know what, I thank God that I passed my English. En sy sê vir my daai oggend iets wat my geskok het tot binne my voete. Sy sê vir my, don't thank your God. I'm the one that put you through. En ek dink by myself, you know what, my God is mighty. He give you the answer to say, put him through. Let him pass his English. Sien, dis wat God kan doen. Hy kan die onmoontlike, kan hy moontlik maak. En jy weet, ek het vergeet dat ek 'n belofte aan die Here gemaak het. En baie jare later, begin dinge net sleg te loop in my lewe, en ek kan nie verstaan, hoekom loop dinge verkeerd in my lewe nie. En ek sit een oggend en ek sê, Here, hoekom loop dinge verkeerd in my lewe? Ek verstaan dit nou nie. Here, maar ek dien nie, Here, gaan kerk toe.
En die Here sê vir my, onthou, jou belofte wat jy daai tyd aan my gemaak het, jy het dit nooit, maar nooit vervul nie. En jy weet, die Bybel sê, dan moet jy het 3voudig moet jy aan God gee. En jy weet, en ek moes dit 3voudig aan God teruggee. En jy weet, toe begin dinge weer vir my in plek van, dinge begin weer goed gaan met my. Vers 22 sê, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en dan van alles wat u my gee, luister mooi, van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die 10des afstaan. Jy sien, dit kom in Genesis se tyd, waar Jakob 'n belofte gemaak en sê, Here, as jy my beskerm, gaan ek my 10de, van alles wat die Here vir my gee, gaan ek vir die Here gee. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, dit wat jy aan het, dit wat jy besit, is nie joune nie. Dit behoort aan God. Wie het dit vir jou gegee? Wie het jou werk vir jou gegee? Wie beskerm jou nog elke dag in jou werk? Die Here. So alles behoort aan God. En dan kom die mens nog steeds sê, maar hoekom moet ek 'n 10de van dit wat ek het vir die Here gee? Die Here het dit vir jou gegee. 2 Korintiërs 9 vers 12 tot 13. Gee aan die bediening. Aan wat? Gee vir God se werke. Gee vir die kerk. Die woord gee in een of ander vorm kom meer as 1276 keer in die Bybel voor. Sien, die Bybel sê, God sê, gee. Maar wat doen ek? Bedoel ek gaan vir jou gee, maar ek wil terug ontvang. Ek wil terug hê. Dis hoe ons as mens werk. Ons as mens kan nie gee. En sê, man, moenie worry daaroor nie. Ek wil nie terug hê nie. Ek gee dit met liefde. Want God is liefde. Hy sê vir ons in Openbaring 3 vers 15. Ek ken jou werke. God ken jou hart. God weet wat in jou hart aangaan. Jy sien, soos die Skepper, God het wette vir ons gegee, sodat ons dit in werking kan stel. Gehoorsaamheid aan die wette bring stabiliteit in alle fasette van die lewe, insluitend jou finansiële stabiliteit. Jy weet, ek hoor Suster Felicia sê net vir Pastor Iris, dat as hy môre ry, moet sê, pas op vir die kamer daar by Colchester. Ons weet wat die wet sê, maar nou ry ek nog steeds vinnig. En as die kamera my vang, dan wil ek Mauna oor, maar hoekom vang die kamera my? Here, hoe kan jy my nie beskerm nie? Wat sê God se woord? Ons moet die landswette gehoorsaam. Maar nou gebeur iets, dan wil ek vra, Here, hoekom help jy my nie? God sê, ons moet die landswette gehoorsaam. So, ek moet die spoed ry, wat op die pad is. En net so moet ons ook God se wet gehoorsaam. Want as ons God se wet nie gehoorsaam nie, gaan dinge verkeerd loop in ons lewe. Psalm 89 vers 12. God het alle mense geskape. Luister mooi, God het alle mense geskape en hou hy die reg oor ons en alles wat ons besit. Sien, alles wat ons besit, behoort aan God. Behoort nie aan ons nie. God kan dit in 'n oogwink, kan God dit wegvat. Ek ken iemand, volgens ek ken hom nie persoonlik nie, maar ek ken hom deur mense. Hy's 'n miljonair. Multimiljonair, hy bly in die Kaap. Toe hy begin siek raak, toe wil hy mense betaal om hom net gesond te kan maak. Nie ek sy geld kan hom gesond maak nie. Sien, maak nie saak wat sy geld jy het nie, maak nie saak wat sy mooi huis jy het nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, alles behoort aan God. Maar ek wil vanoggend ook vir jou sê, gee jou tyd vir die Here. Maak tyd in jou lewe vir God.
Want as jy nie gaan tyd maak vir die Here in jou lewe nie, kan die Here alles in 'n oogwink van jou wegvat. Sien, God laat ons toe om met hom in vennootskap te kom. Jy weet, dit is so lekker, dat ons moet God respekteer, want hy is die almagtige heilige God. Maar hy kom ook in sy woord en sê, ek is jou vriend. En hier kom hy sê, ek het 'n vennootskap met jou gesluit. Alhoewel hy skepper en ondersteuner is van alles wat bestaan, gee hy aan ons nie net 10% nie. Hy gee vir ons nie net 50% nie. Hy gee meer as 90% vir ons. Hy gee vir ons 100%. En al wat die Here vra is, ons net 10% van alles wat ons het, vir hom gee. En nog steeds kan ons dit nie doen nie. Jy weet, het maak my hart so seer as ek dink aan mense, hulle kla om 10de te gee vir God se werk. Hulle kla om net hulle offerande te gee. Maar jy sien, as ek kyk, as hulle uitgaan, dan gaan fliek hulle, dan betaal hulle R150 'n kaartjie, betaal nog R150 vir popcorn en koeldrink, is R300, spandeer dit eerder vir die wêreld, as wat hulle vir God wil spandeer. Ek wil vir julle sê, God gaan meer vir jou gee, as wat die wêreld vir jou gaan bied. God gaan vir jou die ewige lewe gee, die wêreld gaan vir jou die ewige hel gee. Ek sien, ons moet terugkom op die plek, wat ons God eer, met alles wat ons het. Sy waarheid bevry ons van finansiële bekommernis. Sien, ek spring nou sommer verder toe. Selfs die 10% wat ons vir God gee, kom terug na ons toe. Daar waar hy dit voordeel van die mensdom gebruik, die mensdom sy waarheid te leer, wat hulle sal vrymaak. Ons kan dit gelees in Johannes 8 vers 32. Die waarheid bevry ons van finansiële bekommernis en gee ons gemoedsrus, vervulling en uiteindelik die ewige lewe. Jy weet, baie jare terug toe ek net my werk verloor het, het ek 'n bakkie gehad en dan doen ek odd jobs vir mense. In die dag doen ek 'n werkie vir iemand waar my ma gewerk het. Ek moet veilig goed wegry. En ek skuld my kaart 'n sekere bedrag. En die ou vra toe vir my, hy sê vir my, Ruwens, hoeveel skuld ek jou? Nou, ek kan nie 'n prys maak nie. Ek is baie swak daarmee. En ek sê vir hom, gee wat jou hart vir jou sê om te gee. Ek sê, ek vertrou God, want ek my kaart betaal. En hy skryf my 'n cheque uit. Presies die getal wat ek op 'n kaart moet betaal. Selfs met die komma sente agteraan. Dis hoe God werk, dis hoe groot God is. As jy vir God gee, gaan God vir jou drievoudig teruggee. Wanneer God vir jou sê, gee, maak jou hand oop. Pastor Chris het al baie keer gesê, moenie met jou hande so staan nie, want jy kan nie ontvang nie. Maak jou hande oop, gee, sodat jou hande oop kan wees om weer te kan ontvang uit God se hand uit. Jy sien, in sy besorgdheid vir die mensdom gebruik God die 10% verskuldig aan hom om ons lewens geestelik en materieel te verbeter. Jy sien, al wat die Here vra is net 10%. Maar jy sien nou mense wat hier R50,000 'n maand verdien. Wat is 10% van 50,000? 5,000. Dan is mense bang om R5,000 vir die Here te gee. Maar hulle sit nog steeds met 45,000. En dan kom mense en sê, maar hoor hierso, ek gaan nie uitkom in 'n maand nie. Jy weet, op my budgetlys wat ek het, staan my 10de heel eerste boaan, want ek gee eers vir die Here. Of ek dan kort kom op my ander skuldplekke, dan sny ek hier en ek sny daar, maar God se werke kom eerste. Jy weet, ek het 'n tannie geken, jare terug in ons gemeente. Sy het na my gekom en sê, my pastoor, ek wil bitter graag my 10de gee, maar ek het nie. En ek vra vir tannie, wat het jy om te gee? Sy sê vir my kind, ek het net 50 sent om te gee. Ek sê, tannie, dis genoeg. Gee daai 50 sent. Ek sê, in jou hande is dit net 50 sent. In God se hande is dit baie meer werd. Ek sê, God kan daai 50 sent so verdubbel,
dat dit baie meer werd is, as wat ons as menslike verstand dit kan verstaan. En jy weet, sy het daar 50 centjies elke maand, het sy in 'n koevert gesit, sy het dit gesaai. 7 maande later kom sy na my toe, sy sê vir my, pastoor, baie dankie. Baie dankie vir wat jy my geleer het. Sy gee 'n volle 10de. Sy sê vir my, pastoor, ek weet nie wat aangaan, ek sê, maar ek het nog geld oor in 'n maand. Sy is 'n pensionaris. Sy het nog geld oor in 'n maand. Sy weet nie waar kom die geld vandaan nie. Ek wil vir jou sê, dis wat God doen. God voorsien. As God vir daai diertjie daar buitekant voorsien, hoeveel te meer gaan God nie vir sy kinders voorsien? Die 90% wat hy ons toelaat om te hou, reik baie verder as die oorspronklike 100%. In ag nemend die geestelike en materiële seëninge wat in harmonie met sy wet volg. Wanneer ons teenstrydig met God se wette lewe, bring ons vloeke in plaas van seëninge oor ons lewe. Jy moet mooi hoor. Ons bring 'n vloek oor ons eie lewe. Van hoekom? As die Here iets sê, dan doen ek die teenoorgestelde van wat die Here vir my sê. Baie jare terug toe MetLife net oopgemaak het. Checkers. Ek sal nooit vergeet, dit was die Desember maand gewees, 'n ou wat saam met my gewerk het. Hy het voluit vir die Here gelewe. Voluit. En hy het sy bonus gekry, nou daai tyd het ons nog ons bonus in so koevertjie gekry. En hy gaan nie middag gaan hy om sy kruideniersware te gaan koop, sy groceries. En daar sit 'n man langs die pad. En die Here sê vir hom, vat al jou geld in jou beurs en gee dit vir hom. Hy sê, maar Here, ek moet nou gaan kruideniersware koop, ek moet gaan groceries koop. Ek sê, ek kan nie my geld vir hom gee, dis my bonus wat ek gekry het. En 3 keer sê die stem vir hom, gee alles wat jy het, gee dit vir hom. En die stem sê vir hom, vertrou my. En jy weet, baie skepties, is dit nou regtig die Here wat met my praat, of is dit nou maar net 'n stem wat ek hoor? En hy gaan gee al sy geld, net so vir die ou. En die Here sê vir hom, nou gaan koop jy wat jy nodig het, wat jy moes gaan koop het. Vat sy 2 trollies en hy gaan pak in, en hy gaan koop. Jy weet, nou staan hy in 'n queue. Nou begin hy 'n bietjie paniek en die sweet begin hom af te stap, want die queue raak al hoe korter, en hy kom nader aan die til. Hy sê, Here, hoor hierso, ek het nou my geld vir daai ou gegee, want jy het gesê ek moet dit vir die ou gee, ek sê ek het niks in my beurs, hoe gaan ek vir al hierdie goed betaal? En die Here sê vir hom, ek is jou God, vertrou my. Toe hy by die til kom, vroukie lei alles op. Alles gaan deur, sy lei op. Toe hy sy die laaste item deurstuur, en nou staan hy daar, sy sê, Here, wat nou? En die vroukie lees die totaal vir hom, en die persoon agter hom, sê, moenie worry meneer, ek sal dit vir jou betaal. Die Here het gesê, ek moet jou groceries vir jou betaal vandag. Dis hoe God werk. Ons moet dit gehoorsaam wees aan God se stem. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy ingestel is met God se gees, moet jy God se stem ken, met 'n hoorbare stem. Nou Satan vermom hom as die engel van die lig. Jy moet ingestel wees met God se stem. Ek ry eendag, ek kom van die werk af en ek is moeg gewerk. En ek kom Kaapweg opgery en ek stop by KFC en ek koop my KFC. Want ek is nou lekker honger, want ek kom nou net van die werk af. En ek sien 'n ou wat in ons gemeente is wat loop. Ek tel hom op. Ek vra hom, "So waar bly jy? Kom ek vat jou huis toe." En terwyl ons ry, sê hy vir my, "Jesus, hy's baie honger." Ek dink by myself, "Jy gaan nie my kos kry nie, ek is net so honger." Nou moet jy weet, nou kom hy KFC lekker, hier kom hierso in jou neus in en dit ruik te lekker. Kom by sy huis. Ek sê, "Vermoed sal dit goed gaan." En toe uitklim en sê die stemmetjie vir my, "Gee dit vir hom." Ek sê, "Maar Here, ek is myself honger, ek kan nie nou my kos wat ek nou gekoop het vir die ou gee nie." En die stemmetjie sê vir my, "Gee dit vir hom." Jy weet, met 'n swaar gemoed, sê ek vir Moeder so, "Andrew,
The Lord says, I must give you this. I say, thank you very much. I really appreciate it. Weet, hy was baie kwaad vir my, want ek het my enigste kos het ek nou vir die ou gegee. Maar jy weet, toe ek by die huis kom, het my ma vir my net so groot bord kos gemaak. Sê ek, Here, dankie, want ek sal u al 2 borde kos gegee het. Sien, ons moet luister wat die Here vir ons gee. Want as ons luister wat God vir ons sê, het God vir ons iets beters in stoor. Wanneer ons let op wat God sê met betrekking tot die nakoming van sy finansiële wet. Maleagi 3 vers 8 tot 9. Nou ek wil jy moet mooi hoor wat sê Maleagi vir ons. Mag 'n mens God beroof. Mag ons God beroof. Want die Here sê, want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my. Julle en die hele volk. Dis harde woorde. Dat die skrif vir ons sê, julle beroof God. En dan vra ons, julle, maar waarin beroof ons nie? In ons tiendes en ons offerandes. Sien, as ek my beursie het, klomp note in my beursie, maar dan kyk ek altyd hier so in my klein sakkie, haal ek maar haal so 2 sent of ek haal maar 'n 5 randjie, dit is goed genoeg vir God se werk. Maar ons wil hê die Here moet ons seën. Hoe kan die Here ons seën as ons God beroof in sy tiendes en sy offerandes? Meeste mense val vandag aan daardie kategorie. Min het gepoog om God se wette te gehoorsaam. Insluitend die opsigte van tiendes en offergawes. Jy weet dat baie mense sê, maar hoorie so, dis in die ou tyd. Dit het getel in die ou tyd. Dit tel nie vir vandag nie. Ek wil vir jou sê, dit tel tot vandag toe. Mense het al vir ons gesê, ja, ons leef nie meer onder die wette, ons leef onder God se genade. Wat is God se genade? Wat sê die 10 gebooie vir ons? Die 10 gebooie is die wette van God. As ons die 10 gebooie gaan een kant toe skuif, dan kan ek mos maar moord. Ek kan maar egbreek, ek kan maar steel. Ek kan maar doen wat ek wil. Dan leef ek nie onder God se gebooie nie. Dan leef ek nie onder dit wat die Here vir my in sy woord sê nie. Ek moet dit nog steeds nakom. Sien, God vertel ons om hom op die proef te stel of hy die volgende belofte sal vervul. Maleagi 3 vers 10. Hy sê hierso, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Sien, God sê, bring jou tiendes en jou offerandes na die skatkis. Hoekom? So daar spys in sy huis kan wees. Sodat ons kan die fondse gebruik, sodat God se werk kan uitgedra word en uit kan brei. Jy weet, die tegnologie en goed kos duur. Maar God wil hê, ons moet die woord uitdra na ander, daar buitekant toe. En wat sê hy verder vir ons? Hy gaan vir jou oorvloedig, gaan hy jou seën. Hy gaan die vensters van die hemel ooptrek, en hy gaan jou seën met 'n oorvloedige seën. Ek sê die beloftes in hierdie vers is nie net tot antieke, in die ou tyd, vir Israel beteken nie. Hulle is lewende beloftes, wat tot vandag toe geld. Vir hulle wie God op sy woord wil neem, en hom beproef. God sê, beproef my, en kyk of ek vir jou 'n God gaan wees. Jy weet, ek het al God baie keer op die proef gestel. Baie mense sê maar, hoorie, jy kan nie die groot almagtige God beproef nie. God sê, beproef my, kyk of ek vir jou God gaan wees. Kyk of ek vir jou gaan deurkom. En ek wil vir jou sê, ek het al baie keer wat God vir my deurgekom het, wat God vir my gegee het, dan staan ek verbaas. Dat ek nie geweet het, hoe dinge gebeur nie. En ek wil vanoggend vir julle sê, God maak die onmoontlike moontlik in ons lewens. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus
is gister, vandag, dieselfde, tot in alle ewigheid. Soos die Here vir ons 10.000 jaar terug gesê het, gee jou tiende, gaan hy vandag ook vir ons sê, gee jou tiende. Gaan hy oor nog 10.000 jaar vir ons sê, gee jou tiende. God is onveranderlik, God is nie God wat kan lieg nie. Hebreërs 13 vers 9 sê, moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leerlinge nie. Sien, baie mense aankom en sê, man, dis in die ou tyd. Dit gebeur nie vandag nie. Jy hoef nie te gee as jy nie wil gee nie. God sê, moenie luister na dwalinge nie. Moenie luister na die valsheid van wat mense vir jou wil kom vertel nie. Mense wil jou wegtrek, dat jy vir God se werk moet gee, dat jy God se werk moet seën. Hy sê verder hierop, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Ek wil vir jou sê vanoggend, al is dit nie deur finansies wat die Here jou seën nie, God seën jou in jou gesondheid. God seën jou dat jy 'n dak oor jou kop het. God seën jou dat jy môreoggend jou oë weer kan oopmaak. God seën jou op 'n ander manier as wat ons vir die Here vra. God kyk na jou gesindheid. Die weduwee in Lukas 21 vers 1 tot 4 het 2 klein muntstukkies in die offerkussie gegooi. Jesus se aandag is nie getrek deur hoeveel sy ingegooi het nie. Sy het maar 2 leppa ingegooi. Jy sien, die arme weduwee, Pastor Chris het verlede week gepraat daaroor. Sy het gekom, sy het al laastes ingegooi. Waar al die ander het ingegooi, maar het met 'n swaar hart ingegooi. Sy het gekom en sy het alles ingegooi wat sy gehad het. En wat sê Jesus toe? Sy het die meeste ingegooi as almal wat hier so sit. Jy sien, God wil hê ons moet ons alles vir hom gee. En ek praat nie net van finansies nie. Ek praat van jou lewe ook. Ek praat van die tyd wat jy met God spandeer in sy woord. Hoeveel tyd spandeer jy met gebed? Gee jou alles vir die Here. En ek beloof vir jou, God gaan vir jou meer en meer en meer teruggee as wat jy verwag. Volgens die voetnote in die English Standard Version is 'n lepton 'n Joodse brons of koper muntstuk wat maar 1/128ste is. Met ander woorde, dit beteken dis 'n dagloner se betaling. 'n denarus is dit. Jesus kyk na die hart wanneer ons gee. God het 'n blymoedige gewer lief. Nie die een wat die grootste cheque in die offergawe sakkie gooi nie. Jesus self het geleer dat die Vader, die persoon wat so gee, sal beloon word. Jy weet, ek weet van kerke, hoe meer jy gee, het jy 'n voorste plek in die kerk. Dis jou plek, want jy gee meer. Jy wat min gee, kry plek jou agter in die kerk, jy is niks werd nie. Ek wil vir jou sê, God kyk na jou hart. God kyk nie hoeveel geld jy in hy offerkussie gooi nie. God weet wat jy kan bekostig. Jy weet, ek was in 'n kerk gewees, ek het gaan besoek. Toe ons in die kerk instap, gaan sit jy lekker, sê die soft stoele, die cinema stoele. En toe begin offerandes opneem, toe maak hulle die deure toe. Toe hulle offerandes opgeneem, kom hulle terug en sê hulle, ons het nog nie genoeg nie, ons soek nog. Sê hulle, ek kan my jou oorloos ook afval in die offerande kussie gooi, nog by myself. Die mense is net agter geld dan. Ek kom nooit weer na die kerk en ek het nooit weer my voet in die kerk gesit nie. En dis die waarheid, ek was in die kerk gewees. Pastor Elzita was saam met my in die kerk gewees en ek het sê ek sal nooit weer gaan nie. Toe gebruik hulle die verskoning te sê hulle maak die deure toe want hulle is nou bang omdat daar so baie geld inkom. En jy weet, op 'n Sondagoggend kry hulle oor die 300,000 net op 'n oggend, Sondagoggend in. Maar jy weet, geliefdes, ek wil vanoggend vir jou sê, God kyk nie wat jy ingooi nie. God ken jou hart. God ken jou hart. Gee jy met 'n blymoedige gewer
God sê hy het 'n blymoedige gewer lief. Gee jy met blydskap of gee jy met traagheid, hoe gaan ek die maand kom as ek nou my R10 of my R20 ingooi? God kyk nie daarna nie. God vat daai 50 sent stukkie wat jy ingooi. God vermenigvuldig dit. God wil gee. God wil hê jy moet gee. Blymoedigheid. Kyk. Wanneer jy gee, moet jy gee omdat jy die Here en jou naaste liefhet. Dis hoekom ons moet gee. Omdat ons God liefhet. Gee omdat God aan jou genadig is en in jou behoeftes voorsien. Gee omdat jy bly is om te kan gee. Jy weet, daar het nou so, julle ruk terug, het daar dinge nie rondom omgegaan, 'n ou verkoop kaartjies, dis jou ticket hemel toe. Hy vra R10,000, dan kry jy so goue ticket, dis jou ticket, met ander woorde, jy gaan hemel toe. Dis die valsheid waarmee die mense kom en jy weet, mense koop dit, hulle dink, jessie, dis nou my ticket wat ek hemel toe gaan. Jy kan nie jou plek koop in die hemel nie. Jy kan nie jou in die plek in die hemel koop nie. Al hoe jy in die hemel gaan kom is wanneer jy God as jou verlosser en saligmaker deel maak van jou lewe en jy volg hom. Dis die enigste plek, die enigste manier hoe jy in die hemel gaan kom. As jy volg dit wat die Here vir jou sê. Gee met bereidwilligheid. Gee met oorvloedigheid en opregtheid. Gee met opoffering. Jy sien, die essensie van die Christelike lewe is immers selfverlonend. Ek het dit gelees in Lukas 9 vers 23. Maar wat as jy nie het om te gee nie? Baie mense sê ek het nie om te gee nie. Luister mooi. Gaan jy nie jouself indoen as jy vir die Here gee nie? Nee, want God sal vir jou sorg. Baie mense kom raai verskoning om te sê, maar ek het nie om te gee nie. Ek wil vir jou sê, gee wat jy het en God gaan vir jou sorg. Let op hoe Paulus deurgaans in vers 6 tot 15 sê, dat God in al jou behoeftes sal voorsien. As jy volop saai, sal jy volop maai. Sien? Saai volop, en jy sal volop maai. God is in staat om te gee wat jy nodig het. Hy versorg mos die armes en sal ook jou finansies, jou fisies en geestelike behoeftes vervul, sodat jy in oorvloed kan hê. Wees egter versigtig dat jy nie dit nie jou doel word wanneer jy gee nie om te ontvang nie. Sien, wanneer jy gee, moenie verwag om terug te ontvang nie. Jy moet gee, want sê man, ek gee, en ek draai om en ek vergeet daarvan. Baie mense het al vir my gesê, maar hoorie pastoor, onthou nou, ek gee R1000. Ek wil weet wat jy met daai R1000 maak. Sê ek maar onthou, dit wat jy vir God se werk gee, wat ons met daai finansies doen, het niks met niemand uit te waai nie. Is dieselfde, ek gee vir jou 'n geskenk met jou verjaarsdag. Dan sê ek vir jou, okay, goed, jy maak hom oop, want ek vir jou sê om oop te maak. Al stuk oor 'n jaar. As jy vir iemand iets gee, wat daai persoon met dit doen, is hulle saak daai. As jy vir 'n persoon geld gee, wat hulle met daai geld doen, is hulle saak wat hulle met daai geld doen. Jy gee dit met liefde, omdat God weer vir jou gaan voorsien. Ons gee nie om ryk te word nie, maar dit is waar dat die Here vir ons sal sorg en dat ons nie hoef te bekommer dat ons arm sal word deur bydraes vir die Here se werk nie. Jy weet, baie mense gee, dan bid hulle, ag Here, ek het nou gegee, Here, ek wil ryk word deur dit. Jy gaan nie ryk word deur dit nie. Want wat jy dan doen is, dan sê Here, ek gee vir jou werke, maar ek wil terug ontvang. God gaan jou seën op die regte tyd, wat jy dit nodig het. Ons moet Christus se gesindheid hê wanneer ons gee. Hy het nie gedink aan hoe hy homself sal benadeel nie, maar hy het met opoffering homself gegee, toe hy in die kruis van Golgotha gesterf het.
Die Vader het hom juis lief, omdat hy sy lewe vir ons neergelê het, Johannes 10 vers 17. Sy voorbeeld is inderdaad die bewys dat dit meer geseënd is om te gee, as om te ontvang. So is beter om te gee, as te wil ontvang. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So soek eers God se koninkryk, en hy sal alles vir jou gee. Matteus 6 vers 34, kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Laat ons so gee, wanneer ons die Here se werk ondersteun. In Korintiërs 9 vers 7 staan, God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê, en volop bydra vir elke goeie werk. Jy sien, wanneer jy gee met 'n blymoedige hart, en sê, Here, ek gee, ek worry nie, ek gee, want ek wil saai, ek wil hê, dat jou werk moet vooruit gaan, gaan God vir jou voorsien, in alle opsigte. Nie net in finansies nie, hy gaan jou finansies ook seën, hy gaan in alle opsigte sal die Here jou seën, maar jy sien, jy moet gee, met 'n blymoedige hart. Here, ek saai, vir jou koninkryk. Jy weet, my hart gaan so uit vir die bestuursraad, toe met Moedersdag en met Vadersdag, wat hulle sakke uitgekoop het, en gegee het vir die vaders, om vir die vaders 'n spesiale dag te maak. En nie teruggekom het, sê maar, ons wil graag hy geld terug uit van die kerk af hê. Hulle saai vir God se koninkryk. Want jy weet, u wat hier so sit, u is die koninkryk van die Here. U is God se koninkryk. Hier is 'n gebou. U is die koninkryk waar God moet woon, waar God in woon. Hy sê verder, daar is seker nêrens anders meer om ontvanklike belofte oor tydelike en geestelike oorvloed nie. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Dit staan in Filippense 4 vers 19. Hierdie beloftes van die Here is so waar en eg, soos ons aanvaarding daarvan, dat dit elke oggend lig word. Sien, is 'n belofte wat die Here vir ons gee. Elke oggend wat ons opstaan, is genade uit die hand van die Here. Is seëninge wat die Here vir ons gee. Jy sien, die Here sê, tel jou seëninge, dag vir dag. As 'n liedjie wat ons sing oor dit. Party mense wil die groot seëninge sien. Groot goed wat die Here vir hulle doen. Maar ons vergeet van die klein dingetjies, waarin die Here ons seën. Sien, daar is op die ou end net twee groepe mense op hierdie aarde. Die wat sonder 'n verbintenis met die Here lewe, wat glad nie 'n verhouding met die Here het nie. Baie van hulle beskou hulself as eienaars, vir wie materiële dinge die hoogste prioriteit is. En dan kry jy die persoon, die vir wie hulle verhouding met God eerste prioriteit is. Hulle wat as verantwoordbare bestuurders van alles wat die Here aan hulle toevertrou het leef. Hulle besef die waarheid van Martin Luther se uitspraak. Sien, dis mense daai wat hulle alles vir die Here gee. Hulle sê, Here, jy kom in. Ek nooi jou in my huis in. Jy's die bestuurder van hierdie huis. Ek hier net hierso. Jy's my bestuurder. Jy bestuur hierdie plek soos wat jy wil hê dit bestuur word. En ek wil vir jou sê, al kom 'n moeilike tye, is die Here die bestuurder van daai huis. Pastor Chris het verlede week in Sondag gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. So as jy in jou huis die Here sal dien, en jy laat toe dat God jou huis bestuur, gaan ek vir jou sê, daar gaan probleme kom, want Satan sal alles in sy vermoë doen, om daai huis uitmekaar uit te skeer. Maar as Jesus die eienaar van 'n huis is, sal niks met jou huis gebeur nie, want God is in beheer daarso. Martin Luther het gesê, in 'n Christen se lewe is daar 3 bekerings. Die kop,
die hart en die beursie. Die derde bekering is 'n teken van ware bekering. As jy nie worry om te gee nie, wil ek vir jou sê, gaan God jou lief hê, as jy vir God se werke gee. Jy weet, baie mense doen sendingwerk, en dan so bang, en so skepties, om vir hulle te saam te sê, hoor so man, ek koop jou kaartjie vir jou, gaan oor see. Ek het 'n meisiekie geken, sy wou Israel toe gaan, of Jerusalem toe, en sy het gesê, Here, ek vertrou jou, om Israel toe te gaan. Ek wil graag Jerusalem gaan kyk, ek wil op die paaie loop waar u geloop het, en sy het gebid, 2 dae, voordat hulle op die vliegtuig klim, kom iemand en gee vir die kaartjie, het hulle R50.000 betaal vir haar. En jy weet, sy was al 5 keer, wat sy oor see was, Jerusalem toe, en elke keer, was hy kaartjie vir haar gesponsor gewees. Dis hoe sy God vertrou. Maar hoekom? Sy het 'n verhouding met God gehad. Sy het nie buite die wil van die Here beweeg nie, sy het binne die wil van God beweeg. Markus 12 vers 17 sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor hom. Kan jy sien? So met ander woorde, die Here sê, betaal aan SARS wat SARS toekom, aan die keiser, en betaal aan God wat God toekom. Hier kom ons nou in die Nuwe Testament. En dan vra ek myself nog die vraag af, hoe kan mense sê, dis net in die Ou Testament? Ons hoef dit nie meer te doen in die Nuwe Testament nie. Hier kom Jesus, en hy sê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en betaal aan God wat God toekom. Jy sien geliefdes, wanneer dit by God se werk kom, dan raak die mense beursie toe. Dan is jy te bang om jou beursie oop te maak. Jy los jou beursie by die huis, jy bring hom nie saam kerk toe nie. Jy sien? Taksman. Ek raak baie keer kwaad vir hulle. Elke maand trek taks van my salaris af. Hulle vat net. Hulle vra nie, hulle vat net. Hulle trek al oor die 9.000, 12.000 rand by my af, net vir taks. Geld wat ek kon gebruik het. En die dag wanneer ek op pensioen gaan, dan vat hulle nog steeds taks. Sien, hulle vat net. My vraag is, hoe gaan u voel, as die Here besluit, hy trek sy 10% elke maand van jou salaris af? Dan gaan ons tantrums gooi. Dan wil ons huil. Maar jy sien, as dit kom by wêreldsdinge, hulle kan maar vat soos wat hulle wil. Maar ons beursie is toe, wanneer dit kom by God se werk. Jy sien, ons het altyd oorvloedig vir die wêreldsdinge, maar wanneer dit by God kom, dan dink ons 2 keer. Ek kyk nou op Facebook, kyk ek hoeveel mense was by die Wildsfees. En hulle wys daar by die auction, gedeelte wys hulle, dat mense tot 2 miljoen rand vir 'n koedebil betaal. Sien, hulle beursie is ook vir sulke goed. Maar as dit by God se werk kom, dan moet ek 2 keer dink, dan tel ek my sente 2 keer. Ek wil vir u sê, gee vir God, en God gaan vir jou baie meer gee, as hierdie wêreld wat vir jou kan bied. Jeremia 29 vers 11. En Jesus sê, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Omdat die mens sê, dit is nie nodig om 'n 10de te gee nie, want dit is in die Ou Testament, dan verval al die skrifte in die Ou Testament, soos wat ek nou vir u gelees het. Sien geliefdes, dit is nie net in die Ou Testament nie, dit tel ook vir die Nuwe Testament, dit tel ook vir die tyd wat ons vandag in leef. God wil hê, ons moet vir sy werke gee, sodat ons oorvloedig kan wees, sodat ons geseënd kan wees, in Jesus naam. Jy weet,
Kom ons vat byvoorbeeld, ons vat ons kerkie. Ons het 18 mense op die boeke. As 18 mense net R100 elke maand moet gee, dan kry ons R1,800 'n maand. Oor 5 jaar, oor 12 maande, staan ons op 21,600. Oor 5 jaar, staan ons op 108,000. Sien, as ons net R100 kan saai vir God se werk in 'n maand se tyd, dan is ons bankrekening sterk vir God se werk. En ek sluit af. Lukas 18 vers 12. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek kry. Sien, alles behoort aan die Here. En al wat die Here net vra is, net 10% van jou tyd met hom, in gebed, 10% uit God se woord, en 10% van jou finansies vir God se werk. Sien, wat is 10%? Jy het 90% wat jy kan doen, net wat jy wil. En al wat God vra is, net 10% van ons tyd, vir sy werke, sodat sy werke uitgebrei kan word, en sy koninkryk, jammer vir my Engels, sodat sy koninkryk expand kan word, uitgebrei kan word. Sien, maar ons as mens is te bang om vir God se werk te skenk. Ons skenk eerder vir hierdie wêreld. Kom ons sluit ons oop. Hemel Vader, ons sê vir baie, baie dankie, Here, vir die woord wat vanoggend uitgegaan het. Here, ja, dis harde woorde, Here, want mense is so skepties, my God, om te gee vir u werk. Want Here, as dit kom by u werk, Here, dan moet daar gesoebat en gesmeek word. Here, as ek maar so kyk, Here, oor die wêreld, hoe dat predikante, gemeentes moet soebat en smeek. Wil ek vanoggend kom, Here, en ek wil vir u sê, dankie, Here, ek is dankbaar, Here, dat ons 'n geseënde gemeente kan wees, Here, dat mense nie huiwer om te gee nie. En Here, my gebed is, Here, vir elke persoon in hierdie wêreld, Here, dat hulle tot insig sal kom, en dat hulle kan skenk vir u werk, Here, sodat u werk uitgebrei kan word, Here, sodat u werk, Here, kan groter gaan, Here, en u naam altyd verheerlik kan word. Here, seën ons vandag, Here, in hierdie dag, seën waar ons uitmekaar het gaan, Here. Here, seën elkeen se behoefte, Here, want u ken elkeen se hart, u ken elkeen se behoefte. Here, sodat u naam, Here, altyd verheerlik kan word, en u naam, Here, altyd op ons harte en op ons lippe kan wees. Here, sodat u verheerlik kan word in alles en deur alles. Here, seën ons gemeente, Here. Seën elkeen, Here, wat betrokke is hierso, Here. En ons dank en ons eer u, Here, dat u ons oorvloedig kan seën. Baie, baie dankie, Here, vir die kosbare liefde in Jesus naam. Amen.